Met die meer as 200 kinder- en jeugboeke wat hy geskryf het en die nagenoeg 1000 volksliedjies wat hy opgeteken het, verdien Pieter W. Grobbelaar 'n ereplek in die Afrikaanse kultuurgeskiedenis. Sy nuutste boek is 'n versameling kampvuurstories wat hy oor die jare geskryf het en hy is steeds besig met die neerpen van volkswysies en rympies. Hy woon in Wellington waar Lise saam met hom en sy familie gekuier het. Pieter W. Grobbelaar is ongetwyfeld Afrikaanse bekendste kultuur- en volkskundige. Hy is ook bekend vir die manier waar die pad na kinderharte deur middel van sprokies gevind het. Sy bydrae tot die boekeskat vir kinders is veelvuldig. Dit sluit volksverhale en verse, staaltjies, bogryimpies, heldeverhale en die opteken van sprokies in. Kijk, ag, mens kry ons allerhande soort stories en jy kry belewenisverhale. Dis die gebeurtenis van dag tot dag. Dan kry jy sages, dis waar die volksgeloof voorbij kom. En dan kry jy mythes, dis waar jy kerkgeloof voorbij kom. En dan kry jy legendes, dis waar dit oor die sterke gaan en nie geloofwaardig is nie. Dan kry jy sprokies. Dis waar die waarheid opgehef word. Dis te sê, dit is heeltemal buite die wêreld, maar dit is nie meer gebonden aan die tyd en al die goed nie. Het is sy eie tyd, het is sy eie ruimte, het is sy eie verbeeldingswêreld. Hy is op 25 Desember 1930 in Bloemfontein gebore, waar hy later op skool en universiteit was. Hy is met sy skoolliefde Cornelia Joubert getroud en hulle is die ouers van 4 kinders. Vandag is daar 8 kleinkinders. Vir die gesin om so saam te kuier gebeur nie aldag nie. Dan word daar oor die ou dae gesels, van hoe dit was om as die kinders van 'n bekende skrywer groot te word. Hy het hom ons nooit aan stellerig gehou en gemaak asof hy nou die skrywer in Suid-Afrika is nie. So, hulle het altyd vir ons nederigheid geleer. So, ons het nooit eintlik besef, maar okay, die ou het 'n naam van 'n goeie kinderboekskrywer nie. En dit is hoe hulle ons opgevoed het ook. Maar hy het nooit regtig vir onsself voorgelees nie. Mamma het baie keer vir ons, jy weet, van sy rympies so goed voorgelees, maar nie hy self nie. Maar hy het baie lekker stories vertel. Nee, hy was vir my natuurlik baie wonderlike pa. My groot rolmodel. Ons het nou meer die kant gesien van wat gebeur agter 'n boek. Daai prentjie van hoe jou pa agter die tikmasjien sit. Daar het deur die jare meer as 200 kinder- en jeugboeke uit sy pen verskyn. Die mooiste Afrikaanse sprokies is een van die bekendstes. Hy is in 1969 met die CP Hogenhout toekenning vir die beste kinderboek van die jaar bekroon en later het die boek in 'n nuwe baadjie verskyn. Voor 'n kinderboek het sy eie bekoring, jy weet. Het is heeltemal 'n verbeeldingswêreld waarin is. Het is nie soos ander boeke wat realisties is baie keer as ek goed nie. Dit is 'n verbeeldingswêreld. Dis wat my getrek het daarvan. Ek het nooit daarmee opgehou nie. Dik Dr. Diedericks Dirkse drink donderdag 3 dronkies drank. Die drank dryf die dokter deur 3 dubbele doringdrade. Dan duik dikke Dr. Dirkse dwars oor die donker dorpstam, druk 13 droë dubbels duimdiep deur die dik vleis. Daarop drentel die drommel druipsterk deur die dale. Die 3 dorpsdieners dink, dis daarom dwaase dolheid dat die dokter daardie dinge doen. Toe ek begin skryf het, toe het ek kinderboeke geskryf, want dit was letterlijk die vanachtste kon een beetje geld meer verdienen. En dit is om de jaren maar zo aangegaan. Ik altijd een beetje geld nodig gehad. Dan schreef ik weer een kinderboek. Dink oom, as jy met sprokies werk, sal jy vir altyd in jou hart 'n kind bly. Ek hoop so. Ek hoop so. Behalwe vir skryfwerk het hy ook as verslaggewer, omroeper en onderwyser gewerk. Hy was 'n uitgewersredakteur by Human en Rousseau en later 'n professor in volkskunde by die Universiteit van Stellenbosch. Tydens die jare as dosent het hy in 1977 die oorsprong van volksliedjies begin navors. Dit het later gelei tot die gewilde radioprogram Die Volk as Digter. Dit het alles by iets wat hy in 'n koerant oor volksmusiek gelees het begin. Toen was daar in die Burger zo'n artikeltje wat uitskreeg geskryf het
oor die Spaanse volksrempie. Dit is die sogenaamde koplas. En hy skryf toe daar, die koplas bewys dat die Spaanse volk is een van die groot digters van die wêreld. En toe ek het lees, dus ek my dadelijk vervies. Ek dacht, die min machtig was, die Spaanse sulke groot volksdichters soos as Afrikaanse volk ook ons 'n groot digter. Is kom beduidend, dus ek moet laat opteken het. Ek kan maar heel my naam, ek kan maar heel. Hy moes iemand vind wat die liedjies op radio kon sing. Oor my naam, ek kan maar heel. My naam is my eer is my karakter. Ek kan maar heel oor my naam, ek kan maar heel. Oom Pieter en die sanger Randall Wickham het mekaar meer as 30 jaar gelede ontmoet. Dit was die begin van 'n lang pad wat die twee nou nog saamstap. Ek nagevry. 7 jaar het ek gevry. Die 8ste jaar van ek sy my. 7 jaar het ek nagevry. Jare gelede het ek eendag 'n oproep en hierdie man sê hy wil my kom sien in verband met musiek. Wat ek vir hom so klomp bandjies met van die liedjies wat ek opgeneem het met die mense. En toe sê hy kan dit nie self sing nie, want hy is so vals as hy fluit. Daar loop honde agteruit. En toe het ek die liedjie begin sing. En het nog nooit opgehou nie. En toe ek tog eendag, Lisa, die kaset in die masjien druk, toe is die eerste liedjie, O Soontjie sak mos weg. O Soontjie sak mos weg, oor die O Soontjie sak mos weg, O Soontjie sak mos weg, om die hoek van Bokvrasberg. O Soontjie sak mos weg, ja die Soontjie sak mos weg. O Soontjie sak mos weg, om die hoek van Bokvrasberg. Dit het ek geweet, o ja, dit het ek geweet. So gou as jy 'n ander sien, dan sal jy my vergeet. Pieter het besef dat min mense voor hom hierdie optekenwerk gedoen het. Ja, die Kriekiebos Die lag. Boereoorlog is 100 jaar terug. En niemand wat daar geleef het en daai het dit opgeteken nie. Kan jy dit glo? Kan jy dit bly glo? Die mense het versamel op kommando. Hulle het nooit neergeskryf nie. My man kom laat, my man kom laat, my man kom so laat by die huis. En toe hy by die stal inkom, 'n vreemde perd sien hy. Wie se perd is dit die? Wie se perd is dit die? Wie se perd kan dit tog wees? Ag nee my ou man, dis 'n melkkoetjie wat my mamma gestuur het vir my. Ek het rondgereis, gereis vir 'n jaar of 10. Maar 'n melkkoetjie met maanhare het ek nog nooit nie gesien. Die kapkar se karet. Ja, die kapkar se karet. Toe ken ek mos my pokkie. Aan die houdings wat sy het. Die opregtheid daarvan, die eerlikheid daarvan, wat jou iets vertel van hierdie volk en sy siege, het my toe bekeer tot die Afrikaanse wêreld van musiek. Oom Pieter is by vanjaar se woordfees met 'n medalje vereer vir sy monumentale werk met die bewaring van inheemse ryme, verhale en liedjies. Waarmee hou oom self nog besig deesdae? Met die volksliedjies. Ek is daar baie mee bezig, baie bezig. Ek hoop om het nou af te rond. Ek is zo bezig om het af te rond. Na al die jare hou dit steeds vir hom 'n bekoring in. 'n Volkslied is baie eenvoudig, baie sê so baie. En daai paar woorde. Dis my die wonderlikste daarvan. Gesondheid in die rondheid, mooi meisies in die blomtyd. Gesondheid in die rondheid, dan lek ons alle mooi meisies se mond uit. Gesondheid in die rondheid, steek jou hand in jou sak en haal 'n pond uit. Die kelkie sonder voet. O, die kelkie sonder voet. Toe lag ek oor my lippe. Maar ek huil in my gemoed.
fluit ons dingetjies uit. Nou moet ek groet. Volgende week maak ons weer so mooi bly. Maak 'n verskil. Lekker week.